episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan al ons luisteraars en ook aan my twee medebroeders hier in die Scriptura studio. Dit is ons eerste opname vir die jaar en ons sien baie uit na hierdie nuwe jaar en ook wat die Here vir ons beplan en waarin hy ons wil lei om u ook as luisteraars te bedien met die woord van die Here en ook regtig om op grondvlak te help hoe die Here se woord in ons lewe insny en ons help. En daarom het ons goed gedink om hierdie jaar af te skop met reeks. Ons het al 'n paar pastorale reekse gedoen. Ek dink hierdie is seker al pastoraal 3. Ek is ook nie seker in 3 of 4, maar ons doen gewoonlik so 4 of 5 en ons beplan weer om so 4 of 5 pastorale temas te doen onder hierdie pastorale reeks vir die nuwe jaar. En vanoggend wil ons hierdie welbekende onderwerp wat nou al ook baie bespreek is in ons tyd, sosiale media en my kind, bespreek. En ons is bewus daarvan dat hierdie onderwerp al baie bespreek is en dat daar ook baie groot kenners is wat hierdie onderwerp al selfs boeke oor geskryf het. En ek kan net kortliks verwys en dan my mede-aanbieders kan ook later meer besonderhede gee, maar daar is iemand soos Dr. Anke de Beer wat gespesialiseer het in hierdie veld. Ek weet sy is onlangs, ek het vanoggend gesien, sy het ook op Radio Kansel gepraat in die begin van die jaar, iewers hier 9 Januarie. En ons sal daai skakels ook deel en ook nabes haar boek. En ek dink daar was ook aanbiedings laas jaar in Pretoria, in die mootomgewing as ek reg onthou, ons kan ook daai video opnames deel. Maar ons het gedink hierdie onderwerp is een wat ons nooit genoeg sal kan praat oor op die stadium in ons tyd van ons lewe nie. Ons is baie bewus van hoe sosiale media selfs in politieke wêreld gebruik word in manipulasie, die dryf van ideologie, hoe dit aktief gebruik word om beïnvloeding te bring in samelewings, hoe algoritmes gebruik word ensovoorts om mense se denke te swaai in 'n sekere rigting in, omdat ons so baie op sosiale media is en sosiale media 'n nuwe kommunikasiemiddel geword het en toenemend so. Baie kerke gebruik dit om hulle programme bekend te maak, groot korporatiewe besighede gebruik dit as 'n kommunikasiemedium na hulle werkers toe. Skole gebruik dit. Daar's predikante wat dit tot baie goeie doel gebruik, kerke wat dit tot 'n baie goeie doel gebruik. En so kan ons nog uitwy oor die goed en die sleg daarvan. Maar ons wil regtig vanoggend afkom tot op die grondvlak, tot u as ouer. Ons is al drie soos ons hier sit, ouers van kinders, verskillende ouderdomme. My kinders is al ouer, word 23 en word 22. Is baie meer dieper in die leefwêreld daarvan. Julle kinders is kleiner, maar is ook al hier op hierdie blootstelling neem. Ja, gee ouderdom weg, Jaco. Ja, ongelukkig. Maar ja, so ons het almal slimfone in ons hande nie. Die toeganklikheid van hierdie goed is so geweldig. Dit beïnvloed families, hoe ons met mekaar omgaan ensovoorts. En daarom het ons regtig gedink ons wil met u as ouer praat, as mede-ouer, ons is ook ouers, maar ook as predikante wat werk, pastoraal herderlik wat ook die goed sien. So ons wil 'n bietjie van hierdie opname wil ons 'n skakel wees tussen die tegniese aanbiedings wat u miskien al gehoor het, by konferensies of wat ook al, en die leefwêreld wat u elke dag beleef. So broers, daai is my kort inleiding. Ek weet nie of een van julle dalk graag ook 'n inleidende gedagtes wil toevoeg nie. Kan ek inval, Jaco? Ja, welkom. Ek gaan op 'n baie persoonlike noot begin. Skool het begin hierdie week en gister was my oudste dogter se eerste swemles gewees. En soos wat ek op die paviljoentjie gesit het en gewag het dat haar les begin het, was daar 'n klomp ander dogtertjies rond my, is klein kindertjies, seker graad 1, 2, start 1 daar rond. En hulle, een meisie vra vir die ander meisie, do you love me? By 'n Engelse skooltjie of by Kiro, en sy sê,
Die meisietjie antwoord, yes, as a friend. En die ander meisie sê, no, as a girlfriend. En die meisie vir wie sy vra sê, no, you can only have a boyfriend if you're a girl. Sy sê, no, wat's it, in Jurassic Park, is daar glo nou, is daar 'n karakter waar 'n meisie 'n girlfriend het of so iets. Ja, ek weet nou nie. En nou dis nie sosiale media nie, so seer nie. Maar dit is media en dis blootstelling wat kindertjies het en daar word norms en waardes oorgedra in die stories wat gekyk word wat 'n invloed het op gewone speeltyd. Nou 2 sekondes later was die dogtertjies wat nog klein is besig om oor ander goeters te praat. Dit was 'n flikkerende gedagte en toe is dit weer weg. Maar dis gedagtes wat daar is. So dit is regtig as ons as Christelike ouers ons kinders wil pantser, is dit wonderlik en ons moet dit probeer doen en hulle onskuld bewaar, maar ons moet ook besef daar is ander ouers wat dit nie doen nie. Wat nie hulle kinders pantser, wat sê, okay, nee, my kind is moeilik, sit nie die TV aan en kry die kos klaar en hulle het lekker dinosaurs gekyk en is 'n avontuurstorie, maar saam met die dinosaurs kom daar 'n wêreldbeeld in wat soms gif kan wees op die lange duur. En dit is 'n gevaar. Ja. Ja, so ek dink wat ons mekaar sê, sosiale media is maar hoe kinders vandag saamleef, is wat jy verduidelik het. Saam speel selfs. Ek meen, hulle sit baie keer langs mekaar en dan kommunikeer hulle oor sosiale media met mekaar of hulle sit met die fone en dan kyk hulle ietsie daar op die sosiale media of Instagram en hulle deel dit met mekaar in steede van om met mekaar te gesels. En ons kan nie die feit miskyk dat dit terwyl ons kinders in daai intense identiteitsvormingsfase is hulle blootgestel aan hierdie goed nie. En dit bring natuurlik 'n groot uitdaging vir ons as ouers. Ons voel soms veral ouers van my ouderdom wat van soos ek is nou nie so baie oud nie, maar in my era die eerste internet was nog in my jong dae nie daar nie. Die eerste rekenaar was 'n 386 dink ek, wat ek gekoop het. Was 'n Abacus, wat? En dit is ek ken daai ander goede wat Big 20 en al daai goed ek kan nie onthou nie. Ons het daar programmering geleer en toe my eerste rekenaar het gekoop toe ek begin studeer het was 'n 386 of something en jy het gevoel soos 'n koning, nee. So ek is intens eintlik geweldig as jy aan dink ek is nou 57 maar ek op die ouderdom het ek al so baie dinge deurgegaan en sosiale media waar dit begin het, waar dit was 20 jaar terug, waar dit nie eens was nie, waar dit is vandag. En so ek dink vir baie ouers soos van my ouderdom en selfs tot by 40-jarig en ek dink julle ouderdom ook. Julle is nou daai ouderdomme. Is dit 'n groot uitdaging? Ons voel so dinge trek en links en regs aan 'n mens nie en waartoe gaan ons? Ek is een van die eerste geslag ouers wat deur hierdie kultuur moet leef, hierdie digitale wêreld moet leef. En so ons wil nie paniek saai met hierdie episode. Ons wil ook nie moralisties wees en so wit en swart en wetties wees, maar ons wil regtig verstaan en leiding gee. Ek dink aan 'n paar skrifte voor ek nog van julle 'n kans gee. Spreuke 4:23, ons het oor hierdie vers al gepraat, oor die verkeerde gebruik van hierdie vers, maar daar is tog 'n boodskap in Spreuke 4:23, bewaar jou hart, waarin jy jouself in blootstel. Spreuke sê ons ook, die vriende met wie jy uithang, is die vriende wat jou gaan beïnvloed. Die wêreld waarin jy denke vorm. Efesiërs 5:15-16, let op hoe jy wandel, gebruik die tyd goed, koop die tyd uit, wat doen ons met ons tyd? Psalm 139:13-14, identiteit word gevorm in God, en sosiale media is 'n virtuele God vandag, wat groot vorming bring in ons lewenswêreld. So, kom ons praat bietjie in ons eerste vraag oor in hierdie opname. Is sosiale media 'n goeie ding of 'n slegte ding en wat moet ons daarmee doen? In leiding kan ek sê, die medium is neutraal, maar ons weet die wêreld is nie neutraal. Dis 'n instrument soos 'n mes, maar nou as gebruikers van 'n mes wat twee verskillende dinge met 'n mes kan doen. So kom ons praat bietjie oor sosiale media, die goeie en die slegte daarvan. En ja. Jaco, ek het net nou gesê jy het jou ouderdom weggegee, maar toe jy het nou baie letterlik gevat en nou het jy dit sommer heeltemal vir ons gesê, so nou weet ons almal jou ouderdom. Ek is nie 'n vrou wat moet worry daaroor nie. Op 'n ligter noot moet ek nou vir jou sê, oom Jaco,
So ek weet nou nie wat sê dit van my ouderdom nie. Maar nou ja, die luisteraars moet maar aflei. Nee, Jaco, ek dink is dit 'n goeie ding, nê? Net so bietjie weer inleidend om terug te gaan na wat jy gesê het. Ek dink ons moet onderskeid tref soos wat Nico ook gesê het, daar's media en daar's sosiale media. Nou die gevaar lê in al twee van daardie. Die gevaar lê in media. Ek's baie dankbaar ek het sopas 'n nagraadse studie klaar gemaak en ek het baie sterk gefokus op nuwe ateïsme en sekularisme en die aktiewe invloed wat sekularisme as beweging uitoefen op media met die doel om vir kinders te leer daar is nie 'n God nie, nê? So jou hele leefwêreld verander as jy veronderstel daar is nie 'n God nie en so die gevare is daar en die probleem, ons het al episodes gehad hieroor. Die gevaar is nou in die hand van die kind, nê? Die hele wêreld word in die hand van die kind gesit. So ek dink ons moet net dit weer inleidend vir mekaar sê. Maar as ons nou 'n bietjie in die episode meer fokus op sosiale media, dan is daar die voordeel, soos ons almal weet, jy kan nuus skryf van ander mense, jy bly op hoogte van sake. Dis maar wat ek kortliks net wil sê van die voordele. So aan, maar die nadeel vir my, as ek nou daaraan dink, is jy kan nie bepaal wat is volgende op jou nuus nie, op jou voer nie, nê? Soos ek weet nie wat noem jy dit nie, jou voerbelt, jou feed. Die sosiale media besluit self met sy algoritmes wat is volgende. So een nadeel daarvan is, hulle besluit wat sien jou kind. Jou kind kan nie doelgerig besluit media is in diens van my lewe in die koninkryk nie. Ek raak nou amper in diens van wat hulle vir my voer. En dit is waar die verslawing begin. Want wanneer stop jy? Wanneer stop jy wanneer jy nou als gesien het van die goeie nuus wat jy nie kan kies nie. So ek dink wanneer mens passief in hierdie ding ingaan, dan is sosiale media absoluut in beheer met sy algoritmes. So ek dink dis maar net wat ek wil sê oor die voor- en nadele in kort. Ja. As ek kan bykom, Jonker, ek dink as mens begin by die sosiale sy van sosiale media, dis goed as mense sosiaal is. Die Here het die mens geskep en toe het hy gesê dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak wat by hom pas. So dit is die begin van die sosiale samelewing in die huwelik. In ons eie huisgesinne het ons deure wat ons oopmaak. Ons nooi mense in, ons beoefen gasvryheid. Maar die wonder, en ek dink dis nou waarna jy ook gewys het, Jonker, van daai deure is, jy kan dit ook toemaak as daar 'n ongewenste gas kom. En veral is dit pappa se werk, en dis nou nie die topic van vandag, is wapens goed of sleg nie, maar 'n wapen is 'n baie goeie ding as daar 'n ongewenste gas in jou huis opdaag 3:00 die oggend, en dan kan jy vir my deur wys. Met sosiale media, maak jy partykeer daai deur oop en jy het nie beheer oor wie inkom nie. En soms kan dit 'n wonderlike gas wees wat vir jou pragtige dinge kom wys, wat vir jou pragtige dinge deel, maar soms kan dit ook 'n baie slegte gas wees. En so ek dink daai vraag van of is dalk die verkeerde vraag. Die vraag is, wanneer is sosiale media goed en wanneer is dit sleg? Dat mens eerder op 'n glyskaal werk as 'n baie streng swart en wit, want partykeer, ek meen as ons net dink aan die algemene openbaring, ons kan met groot nut by die wêreldse filosowe en sielkundiges goeters leer waar dit met die skrif ooreenstem, maar ons moet ook kan onderskeid tref met waar hulle verskil. Jordan Peterson het oulike goeters, maar hy verkondig nie die evangelie nie. So ons moet jy weet, ons moet kan onderskeid tref, wanneer dit wat is, en ek dink die gevaar vir ons kindertjies is hulle tog nie die oordeelsvermoë nie, en hulle sien miskien net dit wat blink en glinster en wil daarna gaan, en partykeer is dit wat geblink en geglinster het die aas aan 'n hoek, en dat dit 'n baie lelike hoek kan wees met weerhakke wat jy sukkel om uit 'n kind uit te kry, en dat dit baie leed aan die kind doen. Ja. Ja, ek dink
aan ietsie uit my eie leefwêreld uit. Toe ek kind was hierdie goed nie daar nie. So my realiteit was die fisiese wêreld waarin ek geleef het. Daar waar ek seer gekry het, waar ek geval het, waar ek gehuil het, waar ek saam met vriende gespeel het, fiets gery het, klei laat gegooi het, waar my ouers op die stoep gesit en braai het en ons in die veld gehardloop het, ons het by Kleinhoeve groot geword. Dit was my realiteit. So realiteit was realiteit. Dit was 'n werklike realiteit. En ek het 'n intense ervaring van realiteit van hierdie wêreld wat die goed was nog nie daar nie. Nou, toe kom die goed, so ek is ook op sosiale media, maar ek het 'n verwysingsraamwerk van wat is realiteit. 'n Baie goeie verwysingsraamwerk, 'n beleefwêreld van vriende, van mense, van vakansies. Daai jare nog stop langs die pad met 'n eierbroodjie en 'n worsie. Ek het 'n baie reël wêreld van realiteit, maar vandag se kinders, baie van hulle, baie jong mense vandag word agter 'n rekenaar gebore. Ons kan dit nie ontken nie. Selfs van skool af, hulle gaan skool toe en altyd, maar hulle doen alles op rekenaar. Die leefwêreld, dit word baie geblur, as ek die Engels kan gebruik, tussen die werklike realiteit en wat is nou realiteit? So baie kinders wat so intens in sosiale media groot word met rekenaars, en hiermee probeer ek nie sê goed of sleg nie, ek wil die uitdaging aan ons rig, as ouers en as volwassenes en as predikante. Ons moet ons kinders blootstel aan wat is 'n werklike realiteit. Want nou leef die kinders in hierdie wêreld en hulle praat met jou, hulle vertel vir jou 'n storie. Ek het al agtergekom, hulle vertel vir jou 'n storie, dan verwys hulle na 'n storie wat hulle op sosiale media gehoor of gesien het, maar hulle vertel vir jou asof dit hulle daar was, binne in daai wêreld toe dit gebeur het. So die hele beleweniswêreld raak verander, en ek dink dit beïnvloed baie kinders se vorming, sy identiteit, en sy menswees en sy werklikheid van selfs die skepping van God. Want nou is skepping van God 'n prentjie. Hoe min speel kinders nog in die skepping, hardloop rond, beleef, val uit 'n boom uit, ensovoorts, waar hulle die fisiese skepping beleef en die son op jou vel brand. Hoe baie beleef jy dit nog? Hoe min kom kinders in die natuur vandag? Hulle vertel vir jou stories van die skepping en als maar dit kom uit 'n sosiale media videoetjie uit. Jy weet? Dis een ding wat ek aan gedink, en die tweede ding is, kinders is ook anders as ons. Hoe ouer jy word, jy kry 'n groter beeld op die wêreld, jy kyk bietjie wyeer, jy kyk verder. Kinders leef baie in die moment, né? Wat hulle in die oomblik na hulle toe kom, en hulle reageer in die moment. Hulle is baie in die oomblik gefokus, omdat hulle nog opgroei. Sosiale media speel soos 'n handskoen daar binne, want sosiale media gee vir jou nou 'n prentjie, volle prentjie van wat jy graag nou wil hê. En so ons leer om te leef in die oomblik, steede van ook om verder te leef, groter te leef, soos ons opgroei. En ek dink dit beïnvloed hoe ouer as kinders groter word, hoe hulle na die lewe kyk. Jy weet. So dis 'n paar dinge wat ek aan gedink het oor sosiale media, goed en sleg, en die gevare daarvan, veral vir jong kinders. 'n Paar verse wat ek kan miskien nie noem. 1 Korintiërs 6 vers 12, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Romeine 12 vers 2, nie gevorm word deur die wêreld nie, waar Paulus vir ons leer, ons moet nie gevorm word deur die wêreld nie, en sosiale media speel intens daarin. In 'n oomblik, jy kan soveel inligting in 'n oomblik kry. Kolossense 3 vers 1 tot 3, soek na wat daarbo is, en dit is ook ons leefwêreld in die skepping van die Here. Galasiërs 2 vers 20, ons identiteit in Christus, nie gevorm word deur sosiale media nie. 1 Johannes 3 vers 1, ons is kinders van God, wat onder sy hand leef en gevorm moet word deur hom en sy woord, en ook 'n fisiese belewenis van verkondiging van sy woord. Voor ons aanstap na die risiko's, sosiaal en geestelik, is daar iets wat julle nog verder wil sê? Ek wil net nog vinnig iets sê, iets baie positief oor sosiale media. As julle mooi op die skerm sal kyk, julle kan 2 linker duime sien. Ek het nie 'n regter duim nie. So hierdie pappa, as hy nie iets kan doen nie, spring op YouTube tutorials en sê, hoe maak jy hierdie reg en hoe maak jy daai reg, en dan staan soms 'n ou uit India uit of uit Australië van een of ander hareware winkel, en hy sê vir my wat ek moet doen, en dan werk dit. En dis wonderlik.
Dis sosiale media, dit red my bas, dit maak my 'n held in die huisgesin en ek is baie dankbaar dat ek daai toegang het, want die vorige geslag het dit nie so maklik gehad nie. So daar's wonderlike goeters ook daar buite wat jou bas regtig red, sosiale media. Ja. Ja, ek dink voor ons net oorstap, ek dink ek wil ook benadruk ons doel is nie om te sê sosiale media is sleg en almal moet nou afklim daarvan as ons die dis nie wat ons sê nie, maar daar's baie goeie goed ook. Ek meen so Scriptura op sosiale media, skakel in asseblief. Dis 'n wonderlike ding. Ja, en ek dink ook aan ons onlangs goedgekeurde GTA, die gereformeerde teologiese opleiding wat ook van media gebruik maak, sosiale media en video ensovoorts wat ook afstandsonderrig kan doen. So daar's baie goeie goed. Ek meen baie preke is beskikbaar, lering. So daar's baie goeie goed. Maar kom ons gebruik dan sosiale media vir die regte goed, nie vir ek het nou nie 'n Afrikaanse woord nie, mindless scrolling, nê? Wat jy net tyd om verwyl met 'n klomp goede, net om jou tyd om te dis waantoe die verslawing gaan. Dis dat jy doelloos net jou kop vol met dis asof jy net nie jy raak vasgevang in daai scrolling, dis asof dit nie uit jou uit kan kom nie later nie. Goed, so ek dink ons raak daarmee aan die risiko's sosiaal en geestelik. So kom ons gesels bietjie daaroor oor geestelike. Kom ons praat eers oor die sosiale risiko's. Ons het begin daaroor afhanklikheid van aanlyn bevestiging, vergelyking, kompetisie. Ons weet hoe boosheid is hierdie, hoe jong meisies hulle vergelyk met wat hulle op Instagram, dan is dit meestal net vals beelde. Jy kan mos nou jou gesig so mooi maak deesdae op sosiale media. Dan vergelyk jong meisies en seuns hulle met die manlikheid en die gespierdheid van 'n ander ou wat sy foto op sit en dit 'n sosiale isolasie. Sosiale isolasie, like boelie, groepdruk, uitsluiting. So help julle 'n bietjie verder daarmee. Ek wil graag Ekskuus Jonker, ek was vinniger as jy. Ek gaan hierdie geleentheid gryp. Ek wil aanhaal uit 'n boek. Ek het hom hierso op my telefoon, op my Kindle. Dis nie sosiale media nie, dis 'n biblioteek. Abigail Shrier is ek dink sy's 'n Jood uit die VSA, maar sekulêre Jood. Sy het 'n boek, sy's 'n joernalis, het 'n boek geskryf, Irreversible Damage, Teenage Girls and the Transgender Crisis, net so 2 paragrawe hierso lees. Ek lees, among preteen girls aged 10 to 14, rates of self-harm are up 189% since 2010, nearly triple what they were only 6 years before. What happened? Podcast host Joe Rogan asked Haidt. The sudden spike in anxiety, depression, self-harm. Social media was the immediate reply. Twenge wrote for The Atlantic, it's not an exaggeration to describe iGen as being on the brink of the worst mental health crisis in decades. Much of this deterioration can be traced to their phones. Meisies van 10 tot 14, wat nou nie meer net groepsdruk beleef, en verskoon maar die stereotypering van die katterige cool meisies op die skoolgrond, wat jy kan vermy, as jy by die fietsloods gaan kuier of wat ook al nie, maar wat nou op jou telefoon is, wat in jou spasie is, wat jou direk beïnvloed, daai newsfeed wat jy nie self kan bepaal nie, wat nou rarig in jou gedagtes inkom deur onoordeelkundige, 'n jeugdige gebruik van sosiale media wat jou gedagtes beïnvloed, wat daarin kom waar ekskuus, ek gaan nou myself herhaal, maar waar jy nie net op 'n ander plek op die speelterrein kan gaan om die katterige meisies te vermy nie. Hulle is nou in your face en hulle ook die woord, hulle is beïnvloeders in jou lewe. Hulle sê vir jou, hierdie is hoe dit hoor, dit is wat jy moet doen om 'n suksesvolle meisie te wees, of dit nou oor looks gaan, of oor seksualiteit, of wat ook al. So daar is werklike groot risiko's, en die literatuur bevestig dit. Die jeugdige onoordeelkundige gebruik van sosiale media veroorsaak, Abigail Shrier se boek se titel aan te haal, Irreversible Damage. As jy swak advies end uitvolg,
en mens kan nie dink aan die liggaamlike skending wat met transgenderism of met sny of wat ook al gepaard gaan as iemand geleer word. Ek kan nie uiting gee aan my emosies nie, ek moet myself sny om iets te voel. Dis 'n leuen. Maar dit word geglo en dit word nagevolg. So daar's massiewe risiko's en ek dink net om klem te lê waar ek wil neerkom, die essensie is, dis die jeugdige gebruik, die onoordeelkundige, dis die boek Spreuke, dis die dwaase gebruik van iets wat goed aangewend kan word deur iemand wat nog nie van beter weet nie, en daai dwaasheid, jeugd kan nie op die rotse laat beland. Ja. Donker. Jaco, as ek bietjie my inset mag gee hieroor, jy weet ons praat nou oor sosiaal en geestelik, maar ek wil ook praat van psigies, nê? As mens nou oor psigies kan praat of selfs fisies, nê? Ek dink eerstens wat ons vir mekaar moet sê, en jy het dit so bietjie al uitgelig, maar ek wil dit noem. Op sosiale media moet jy 'n ander persoonlikheid hê. As wat jy in werklike lewe het. En dit op sigself klink al om Bybels, maar ek verstaan, daar is 'n konteks vir elke ding, soos wat jy anders optree, werknemers teenoor werkgewers en so aan, of in 'n raadsaal, in 'n vergadering teenoor by 'n sosiale klap. Ek verstaan daar's ook 'n modus of 'n plek wat anders is, nê. So, maar dit impliseer dat jy 'n ander persoonlikheid moet handhaaf op sosiale media, en ek dink dit is klaar problematies vir kinders, nê? So ek dink dit moet mense net in gedagte hou. En dis 'n risiko, want as jy net jy weet bloot net gaan praat op sosiale media soos wat jy in gewone persoon praat, dan kan dit vir jou baie probleme los. Dan ek wil beklemtoon en onderstreep wat jy gesê het oor die fisiese wêreld waarin jy groot geword het, nê, waar mens nog beleef hoe jy die wêreld, hoe jy in hierdie wêreld kan funksioneer en groei en ontwikkel en dit werklik beleef. Daar's iets aan 'n fisiese belewenis wat jy nie in hierdie wêreld, hierdie virtuele wêreld kan baas raak nie, nê. So ek wil amper sê dis dalk 'n riglyn of 'n wenk vir ouers. Maak jou kind gewoond aan fisiese goed en voordat hy eers gewoond kan raak aan sosiale tipe van opset. Dat hy daai onderskeid kan tref, soos wat jy as 57-jarige nou kan sê, nê. En genadiglik ek ook. So jy weet, ons het ook, ek was nog baie klein, het ons eers internet gekry en jy weet daarna die sosiale media. So ek ken ook genadiglik nog die twee wêrelde. So ek dink die fisiese wêreld is uiters belangrik, maar nou wil ek by die psigiese kom, oor hierdie vaardighede wat 'n ou moet aanleer en eintlik die gevare wat sosiale media het as jy nie daai vaardighede het nie. Die psigiese, en ek dink Anke de Beer en eintlik al die ander mense, veral die sielkundiges sal dit vir jou sê, sosiale media met hierdie feed wat kom, skei dopamien af in jou brein, 'n hormoon wat jou laat goed voel, en daar's mos die mooi slagspreuk instant gratification. Ek kan nou nie, ek weet nie of haar Afrikaanse ekwivalent is nie, maar die punt is jy kry onmiddellike bevrediging wanneer jy sosiale media goeders lees. Dit is 'n chemiese ding wat in jou brein gebeur. Die probleem is jy sien geen resultaat van jou eie goeie werke, en ek praat van in die Christelike sin van die woord, nê. Ons het 'n skepper God en ons is gemaak om ook skepend te wees met dit wat God vir ons gegee het, wat hy geskep het. So ons kan die materie van hierdie wêreld gebruik om verder innoverend en kreatief te dink en dinge te maak, nê. Ons maak nie uit niks uit nie, net God doen dit, maar ons moet met ons kreatiwiteit te doen. My bekommernis en die risiko is,
In die eerste plek vat dit jou kreatiwiteit weg, want jy word gevoer met iets. En ons sien dit ook ek sê nie dis net so nie, ek bedoel dit kan jy ook jou kreatiwiteit wek as jy baie slim met dit saamwerk. Maar dit vat oor die algemeen as jy passief werk, vat dit jou kreatiwiteit weg. En dan kry jy daai dopamien afskeiding wat jy heeltyd wil hê. Maar jy kry geen resultaat daaruit nie. So en hulle sê regtig, dit is presies dieselfde effek in jou brein as om kokain te gebruik. En dis daar waar die probleem lê. Jy gaan meer wil hê, maar jy kry niks daaruit nie. Ja, sosiale media maak mense baie passief. Want jy kan op 'n passiewe manier sit en beleef. En dit maak jou lui en passief. En dit is maklik, dit is lekker, jy kan alles beleef wat jy wil beleef, maar op die einde van die dag is dit vals. Die tweede ding wat ek aan gedink het terwyl julle so gepraat het, is die wêreld sê vir ons vandag, daar's 'n beter jy wat jy moet skep en jy kan daai beter jy vind. So die wêreld op 'n manier subtiel leer vir ons om ontevrede te wees met wie ons is, wat die Here ons gemaak het, en om te gaan soek na 'n beter jy. Baie van hierdie slogans wat ons hoor is, your best life now, beter jy, ensovoorts. En sosiale media gee vir jong mense, veral in daai periode wat hulle so hulle identiteit nog gevorm word, ek meen onthou as 'n jong man, dit is maar, mense vergelyk jouself met ander jong mans, en jy wil kompeteer, en jy wil groei, en jy wil dit wees, jy vorm nog, jy kom by die punt uit waar jy rus vind in met wie jy werklik is, hoe jy lyk, hoe jy fisies is. En in daai fase kom sosiale media na jong mense toe, en dit gee vir hulle absoluut die geleentheid om 'n vals beeld van hulle self te skilder. Die persoon wat jy glo wat jy moet wees, né? Die hele Hollywood-styl wat ons sien in media, flieks wat ons sien, ensovoorts. Sosiale media gee vir jou die vermoë om 'n Arnold Schwarzenegger te word, né? Of om 'n of ander model te word wat in die modelplanke loop van Hollywood of waar ook al, né? En dan tref die realiteit jou, vir 'n oomblik geniet jy dit, en jy voel on top of the world. En in 'n oomblik wanneer jy bietjie aanstap na jou verby jou tienerjare, en jy word bietjie groter, dan slaan dit jou soos 'n muur. Ek is niks nie, dis leeg, ek het 'n dop wat ek geskep het. En dit is waar die Here vir ons kom sê, Jesus Christus vir ons kom sê, ek is die brood van die lewe. As jy van my eet, sal jy nooit weer honger en dors kry nie. En dit kan sosiale media nie vir ons bied nie. En so dit vorm identiteit, dit gee, dit as groepdruk kwessies wat ons reeds genoem het. Dit skep 'n groot skuldgevoel by jou wat jy nie werklik is nie, wanneer jy in hierdie wêreld inklim en jy dink jy is dit, en dan klim jy weer dit uit, dan kan jy dit nie wees nie. Geestelik bou dit 'n vals beeld rondom 'n indrukwêreld van prestasie, aanlyn persepsies, deur 'n aanlyn kultuur. Seksualiteit word gevorm deur 'n aanlyn kultuur in steede van 'n jong man wat buite speel en rugby speel en kompeteer met sy eie vriende in 'n werklike wêreld. Die realiteit word, ons het al reeds oor gepraat, hierdie cyberspace wêreld word jou sigbare leefruimte. En die ander groot ding is wat ons as ouers moet weet is, en dit is vir my die groot hartseer van sosiale media, ander mentors kom by jou kind se hart uit voor jy daar uitkom. Nou voor jy as ons kinders toelaat om van kleintyd op sosiale media te begin speel, weet dit vandag is 'n ander mentor wat al reeds tot jou kind se hart gespreek het voor jy die kinders te spreek. Dis die gevaar as dit vroeg sosiale media kom. 'n paar verse. Kom maar 2 kort opmerkings maak. Ek voel ook. Net vinnig reageer, ek sien ons episode is lank, maar hier is 'n belangrike saak, nê. Jy weet wat ek baie by jong kinders sien is hierdie influencers, nê, as gepraat van die mentors. Hierdie influencers en hulle gee 'n valse idee vir die kinders van hoe om vinnig ryk te word en geld te maak sonder om te werk. Terwyl dit is absoluut 'n leuen, want jy sien nie wat agter die skerms aangaan nie. Plus baie keer is dit 'n valse lewe wat daai influencers dan nou het. En dit bring my by iets wat jy net nou gesê het, wat ek net weer wil onderstreep, is afgoderry, jy het dit genoem in die inleiding. Jy weet die hele sosiale media
platform ding, sisteem, wat mense dit ook al wil noem, van likes en love en al die dinge, kan baie maklik 'n sisteem wees van afgoderry en volgelinge. Nee, so dis letterlik hoeveel volgelinge het jy. En dit kan selfs baie gevaarlik wees vir Christene en kom ons sê Christen predikers of predikante selfs, nê? Hoeveel likes het jy? Hoeveel views het jy? Jy weet, die tipe van ding, terwyl dit dan oor die persoon gaan en nie meer oor Christus nie, of oor ons doel op aarde en wat ons hier moet doen nie. So ja, ek dink, ek praat baie negatief, maar ons praat van die risiko's. Maar weer eens, daar is positiewe ook, en ek dink daar's 'n plek vir die positiewe, maar dit moet baie fyn bereken word. Net ook om by te las, dis maar die van rolmodelle. My eerste blootstelling aan pornografie was in Start 6 deur 'n skoolmeneer wat vir die hele klas 'n centerfold gewys het. En dis 'n gesagsfiguur gewees en hy het vir ons laat sê my Bybel en my kruis en jy gaan hierdie geheim hou. So jy weet jy's 'n kind in daai stadium, jy's clueless en dit het groot invloed en dit jy weet dit beïnvloed werklik denke en skaamtes en goeters en ek dink dis juist die ding van sosiale media net weer eens, daar's baie goeters wat baie maklik in die duister kan gebeur. En wat mens eers baie later in jou lewe kan ontrafel. So ja, dis 'n wille wêreld daar buite. Maar ja, presies, ons kan verder aangaan. Voor ons oorgaan na die laaste deel van ons episode, ek wil 'n bietjie gaan praat oor gepaste ouderdom en hoeveel tyd. Ons kan dit so saam bymekaar gooi met 'n paar skrifte wat ek dink vir ons riglyne gee. 1 Johannes 2 vers 5 tot 17 sê ons moet nie die wêreld lief hê nie. Sosiale media speel so in dit in dat dit help ons om hierdie wêreld lief te hê. Matteus 6 vers 21, waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Sosiale media kan ons hart vat na 'n ander skat toe, nie na Christus toe in die hemelse dinge nie. Romeine 1 vers 25 leer vir ons wat gebeur wanneer die skepsel voorgestel word. 2 Korintiërs 10 vers 5, neem jou gedagtes gevange aan Christus. Sosiale media kom en neem ons gedagtes gevange in 'n ander wêreld. En ons ken die bekende teks van Deuteronomium 6 vers 6 tot 7, ouers vorm die waardes van kinders en so daai mentors wat na ons kinders toe kom nog voor ons as ouers by hulle gekom het om ons verbondsopdrag na te kom, om hulle te leer in die vrees van die Here. So ek dink ons wil nou 'n bietjie gesels oor die volgende laaste 2 dele, die gepaste ouderdom en ook 'n gesonde hoeveel is gesond, hoeveel tyd ensovoorts. Ons kan dit saam kombineer. Ek wil hier by die gepaste ouderdom vinnig verwys na 'n wetgewing wat ons weet in Australië uitgekom het onlangs, wat gesê het in Australië, en ons weet Australië is 'n baie liberale land nie, so dit sê nogal baie dat selfs liberale nie-Christene kan herken die gevaar van sosiale media. Het gesê kinders onder 16 mag nie meer sosiale media gebruik nie. Nou ek dink dis 'n goeie riglyn. Ek wil dit nie dogmaties voorhou en sê jy moet nou in skuld gaan leef as jou kind as jonger op 16 ouderdom daar is nie, maar ek dink dis 'n gesonde medium. Ek kan uit ons eie lewe getuig, ons het ons kinders so ver as van sosiale media af weghou soos moontlik. Ons het eers in 'n hele laat ouderdom toe hulle op hoërskool was vir hulle WhatsApp en daai tipe goed gegee, omdat ons praktiese reëlings begin moet maak oor sport en al daai goed. Maar ek dink ek kan nie sê dit presies 16 nie, maar dit was baie naby aan dit wat ons probeer nastreef het. En weet julle wat gebeur het, interessant genoeg, ons kinders het nie 'n aptyd gehad meer. Hulle het groot geword in hierdie wêreld sonder 'n aptyd daarvoor. Ek kan ook presies onthou nie, maar weet ons staan met ons kinders gepraat en hulle was al oor 16 en toe het hulle nog nie eens 'n Facebook het. Ek dink hulle het nog steeds nie een nie. Hulle geniet meer Instagram en hulle geniet snaaks genoeg meer WhatsApp op 'n direkte kommunikasie manier as 'n sosiale media buite nou hulle fisiese kuier. So ek dink as jy dit leer jou kinders aptyd vir die werklikheid, vir samesyn, saam met hulle wees, saam met hulle dinge doen, en beleef, honde, stap met die honde. Eenvoudige goed wat deesdae as boring beskou word. Ek gebruik nou die tieners se woorde. Ja. Om met die hond te gaan stap, mamma, wat bedoel jy? Papa, dis boring. Leer hulle van kleintyd af aptyd daarvoor. Ek het die metafoor baie keer gebruik en ek het vir ons vrou gesê toe hulle klein was, toe ons kinders klein was, vat chocolates.
jou kind ken nie die ervaring van 'n chocolate nie, maar as jy hom klein kindertjies die eerste ervaring daarvan gee, dan is dit al wat hulle wil hê en later wil nie eens kos eet nie, hulle wil 'n chocolate hê. En leer jou kinders die smaak vroeg. Die eerste ding wat jy kan doen is leer jou kinders die smaak van 'n werklike wêreld. Stap met hulle in die natuur, vertel hulle van die mooi dinge, wys klein dingetjies van uit, leer hulle van musiek, mooi musiek, beleef dit saam met hulle, sit 'n stuk musiek aan en praat met hulle daaroor, leef dit, gaan stap met 'n stuk musiek, doen dinge, wat hulle 'n aptyd gee vir die werklikheid, voor hulle 'n aptyd kry vir sosiale media, en dit hulle aptyd begin vorm. En dit is belangrik, want in daai fase van jongere 16, ek wil nie 16, ek hou dit maar regtig net as 'n voorbeeld oor wat hulle in Australië gedoen het, is dit die tyd waarin ons dit moet doen. Want as hulle daar gemisvorm is, dan is die aptyd vir daai goed so sterk in hulle, dat hulle sukkel om die werklikheid, die eenvoudige dinge, as mooi en wonderlik te sien. Enige bydrae van julle af? Jaco, van my kant af, ek dink wat ons as ouers ook moet besef, nê, is 'n ander uitdaging. Ouers het hulle fone nodig in vandag se tyd. Ek wens mense kan teruggaan na daai dae wat jy briefies van oudstes en enigstes kry. Die vergadering is afgehandel, die briefies is uitgedruk, jy kry 'n afskeerstrokie of 'n nuusbrief, en jy kan net, ons het besluit en dis so het uitgevoer word. Ongelukkig leef ons nie in daai tyd nie, maar nou kom die dilemma. Die ouers moet op die foon wees in die aand om die reëlings te kan finaliseer. So jy's heeltyd op sosiale media. En as jy nie op sosiale media is vir reëlings nie, kan jy baie maklik in die struik trap juis van om op sosiale media te scroll, nê. So 'n waardevolle ding wat ek gehoor het nou die dag by 'n sielkundige is, mens moet mooi onderskeid tref tussen ontspanning en afleiding. Dis nie dieselfde nie. Om te sit en scroll is nie ontspanning nie. Dis afleiding. So jy het nie werklik ontspan nie. So dis nou vir ouers, nê. Soveel te meer vir kinders nog natuurlik daarbey ook. So as jy dit in gedagte hou, dan kan jy dadelik oorgaan na daai praktiese van wat jy nou genoem het. Gaan doen dinge, fisiese dinge. Dis ontspanning. Daar kry jy jou kop van dinge af. As jy gaan stap met die honde of in die parkie of net bal speel of wat ook al, jy moet jouself forceer as ouer, nê. Want ons leef in 'n tyd waar jy werklik gedissiplineerd gaan moet leef met hierdie sake. En dan 'n tweede wenk wat ek net het of raad is, mens moet kyk na uiterstes. Elke kind is uniek. Elke kind het of ouers het uiterstes wat hulle kan na toe val wanneer hulle blootstelling aan, kom ons sê nou net aan tegnologie. Ons praat nie van sosiale media nie. So dan sal party ouers sê geen tegnologie is toelaatbaar nie. Ek sal my kind nie 'n selfoon gee tot hy 18 is nie. Ander ouens sê nee, ons moet van vroeg af gee ons vir hulle sommer van 3 jaar en speel al in die kerk op die tablet of jy weet of wanneer jy restaurant toe gaan of wat ook al. Daar kan ons mos nou nie sê wat is reg en verkeerd nie, maar wat ons wel kan sê is die uiterstes is gevaarlik. Beide kante toe. So met dit in gedagte moet jy ook jou kind se persoonlikheid in gedagte hou, maar die feit is jy moet blootstelling gee aan jou kind en die regte blootstelling aan tegnologie. Ek praat nou weer eens nie van sosiale media nie, van tegnologie. En dan moet jy dink ek soos wat jy die tegnologie aan jou kind blootstel, het sy dit nou op 14, 15 of 16 is, na mate hulle dit gewoond kan raak en baas kan raak, dan kan mens besluit oor sosiale media, maar ek is ook van mening dat sosiale media is glad nie goed vir 'n kind nie. As jy 'n kind besig hou met sport en met kultuur en met aktiwiteite en jy ontwikkel sy vaardighede, dan het hy in elk geval nie die aptyd, soos jy gesê het, vir sosiale media nie, want hy het niks verloor nie. Hy het eintlik net 'n vol lewe wat goed is. Jonker, ek dink daai advies wat jy gee is uitmuntend. Baie dankie daarvoor. Ek wil net oor die ouderdom self net vinnig sê, ons swart en wit is moeilik, 16 is 'n riglyn, maar wysheid, weer Spreuke en wysheid, wanneer het 'n mens wysheid bekom?
As ons dink in die nuus die hofsaake by Girls Eye oor die rasisme op 'n WhatsApp groepie. Dis nie net kinders wat dit doen nie, daar's sosiale media en groot mense wat ook dwaase goeters kwytraak, veral as jy jouself skuldig maak van personifikasie of antropomorfisme wanneer jy mense met diere vergelyk. Dit laat mense in die sop beland. En die internet en sosiale media is vir altyd. Screenshots word geneem van wat jy gedeel het. En as jy iets onbesonne in 'n oomblik van swakheid of opgejaagdheid gesê het, dan is dit nou maar daar. En dan is dit wors. En ook saam met dit sosiale media, die uitbuiting van veral meisies, stuur vir my 'n foto van jou privaat plekke of wat ook al. Nee, as daai lyne oortree is uit dwaasheid uit, dan jy het 'n soort van selfmoord wat daai goeters vergelyk oor die skaamte wat saam met dit kom. So ja, ek dink wat Jonker gesê, daai advies daar, ek's weer by die gevare, maar as jy jou kind met positiewe, opbouende goeters besig hou, as jy daarso die stryd kan wen, voorsorg is altyd beter as nasorg. En dat jy, as jy reken jou kind beskik al oor 'n mate van wysheid, stel bloot en leer reg, maar met 'n waaksame oog, want die kindertjies kom baie keer volwasse voor, maar ek meen groot mense sê ook stupid goeters, baie keer ek self, en dan's dit vasgevang. Ja, Jaco, ek wil net nog iets sê oor hoeveel tyd is gesond, nê. Weer eens, elke ouer moet maar bepaal, en jy kry baie goeie programme en toepassings, ek weet wat jy voor betaal en wat verniet is, jy weet, soos Google het 'n platform waar dit verniet is, en dan kan jy kinders beperk met dit en so aan. Ek wil eintlik 'n ander praktiese wenk gee, en sê, weet jy, as jy nou regtig wil, en jy wil vir jou kind aan sosiale media blootstel, en ek dink selfs vir volwassenes is dit 'n goeie plan. Moet dit nie van jou foon af doen nie. Kry vir jou 'n ander platform. Gaan sit op jou rekenaar en log in by Facebook as jy nou wil. Dit vat meer moeite, maar dan geskeduleer jy dit. Dan het jy gesê, weet jy wat, 5:00 vanmiddag gaan ek dit kyk, vir 15 minute, en na 15 minute as jy moeg gesit, dan moet jy die rekenaar toemaak. So dan het jy outomaties, deur net die platform te verander, die medium bedoel ek, jy weet jou foon, is dit nou nie meer so gerieflik nie, dan het jy 'n wilsbesluit geneem, en jy hou by dissipline. En dan gaan jy eintlik jouself afvra, maar was dit toe regtig nodig? As jy nou praat in terme van kinders, moes hulle regtig daarop gewees het of nie? Ja, so as ek kan praat oor die tyd, kan mens sê, in my persoonlike opinie, so min as moontlik, en net soveel as wat nodig is om hulle te leer hoe om dit reg te gebruik. Al wanneer hulle dit begin gebruik. Ek dink daar is definitief 'n tyd, kom ons sê by 10, ek dink 'n kind van 10 moet nie op sosiale media wees nie. Ek sou nie sê, soos Res gesê het, 16 is die dogmatiese lyn nie. Jy kan dalk 'n bietjie vroeër, maar daar is 'n tyd wat ek dink is onnodig om kinders op sosiale media te en faseer dit stadig maar seker in met die beginsel so min as moontlik en soveel as wat net nodig is om hulle te leer om dit met wyse te begin gebruik en doen dit ook begeleidend. Moet jy net dit vir hulle gee, na los jy dit nie. Toe ons kinders, ons het nou daai beleid nog steeds in ons huis en ons is almal baie ouer. Ons het toegang tot al mekaar se fone gehad. Ons het gereeld, toe ons kinders wel op sosiale media begin gaan het ons op hulle fone ingegaan. Ons het vir hulle gesê, ons wil hulle al hulle geheime kodes en pins weet. Ons kon enige tyd op hulle foon ingaan en ons het gaan kyk wat word op hulle WhatsApp gepraat. Ons het gaan kyk. Ons het na hulle browsing history gaan kyk van hulle internet. En dit was 'n oop gesprek. Ons het regtig gesê, dis nie om te wantrou nie, maar jy's 'n kind en ons weet hoe werk hierdie goede. Wanneer jy vasgevang is of wanneer iemand iets vir jou gee, is jy ook skaam om vir jou ouers te sê. So ons het ook 'n baie oop gesprek hieroor gehad, sodat kinders met vrymoedigheid na ons toe kan kom en sê, ek het iets gesien wat nie vir my reg was en ek weet nie wat om mee te doen nie. So pas op om 'n vreeskultuur te skep in jou huis, dat jou kinders deur jou eie reaksie bang was om na jou toe te kom. Probeer so ver as moontlik 'n geweldige, natuurlike, oop, goed gesprek hê. Ons is 'n familie, ons
gaan saam die deur en ons maak mekaar saam groot. En ek dink 'n ander baie belangrike ding is leefareas waar ons saam leef. Ons het net gepraat oor die werklikheid van die wêreld. Maak self sosiale media en fone taboe. By die etenstafel. As ons vanaand in die sitkamer gaan sit en ons sommer net 'n bietjie kuier en gesels en koffie saam drink, maak dit taboe. As ons gaan stap met die honde of ons gaan see toe en langs die strand stap, los die fone in die kar, sluit die fone in die kar toe. Praat met mekaar, deel saam met mekaar. Ek weet ons wil graag soms ook foto's neem. As jy dan saamvat om 'n foto te neem, hê net goeie reëls. Ons gaan nie rondblaai nou en nou goed te post en share nie op die internet van waar ons stap nie. Jy weet, so ek dink skep ruimtes waar jy hierdie werklikheidswêreld saam met jou kinders kan beleef, waarin jy hulle kan van die Here vertel, van sy skepping vertel, emosionele dinge saam met hulle beleef. Julle, ek het net ons het beplan vir 30 minute, maar ek is nie spyt daaroor dat ons by 50 minute sit nie, want hierdie is 'n ding wat ons baie moet gesels en so ek hoop ons luisteraars vergewe ons dat hierdie 'n bietjie langer is, maar kom ek vra op hierdie punt dat daar van elkeen van julle of nog net 'n laaste woord sal wees oor ouderdom, tyd, gevare, praktiese wenke. Jaco, ek mag net dalk noem, ek weet die tyd is nou min, maar my laaste woord is jy weet ons nooi altyd vir die lidmaat of vir die luisteraars uit om te sê kom gesels met ons op sosiale media platforms. Hierdie is 'n baie pastorale saak, so ek wil eintlik aanbeveel gesels met ons. Maar gaan skakel in by jou plaaslike gemeente en werk met jou ouderling en predikant saam. Mense hoef nou nie jy weet al die persoonlike goed te deel nie, maar gaan werk saam en dat 'n mens daar aktief eerder betrokke raak as jy nou regtig vra het daaroor. As ek dink die refrein wat by my opkom met hierdie gesprek is wysheid. Dis die gebed wat die Here sê hy sal verhoor as jy bid om wysheid en gaan lees Spreuke. Lees dit, verken die Spreuke saam met jou kinders, een Spreuke dag of so iets, dat mense regtig wysheid sal soek as gesin, as jong mense, as jong gelowiges. Dis my advies. Nou, die woord en gebed in die gebruik van alle middele insluitende sosiale media. Ja, maak die woord van God, liefde en dien van die lewende God en die dien van jou naaste, die groot gebod, jou werklike wêreld. Psalm 90 vers 12 leer ons daar tel. Sosiale media steel ons daar. Efesiërs 5 vers 16 gebruik die tyd goed, koop die tyd uit. En Psalm 127 vers 2 leer ons om die balans van rus en werk en al hierdie goede. So ja, mag hierdie vir u dan tot groot hulp wees en dan soos Jonker ook reeds gesê het, graag gesels saam met ons hieroor. Ons is ook ouers, ons is ook herders, maar ons wil graag ook by u meer leer hieroor, soos u opmerkings hieroor het, nog vrae hieroor het, gesels gerus met ons saam. Baie dankie, tot die volgende keer. Totsiens.